Hallo julle en welkom by vanaand se huisgeloof Bybelstudie. Vanaand is die laaste Bybelstudie wat ons gaan fokus op ons reeks oor Jesus. Ons sluit die reeks vanaand af. Of althans by Sondag se diens gaan ons die reeks afsluit waar ons nadat ons die afgelope 10 weke gesels het oor wie Jesus is, gaan ons nou die reeks afsluit deur Sondag te vra, maar as dit is wie Jesus is, wat beteken dit vir ons as kerk as die liggaam van Jesus? Ons gaan Sondag hoor dat alles wat ons hierdie laaste paar weke geleer het oor Jesus vir ons 'n voorbeeld is wat ons as liggaam van Jesus ook moet volg. En daarom gaan ons in vanaand se huisgeloof Bybelstudie so 'n bietjie fokus op hierdie gedagte dat ons die liggaam van Jesus Christus is. Nou wanneer ons praat oor die kerk as liggaam van Jesus, dan is een van die belangrikste dele wat ons natuurlik kan lees, Paulus se brief aan die Korintiërs. En Paulus skryf oor die liggaam wat bestaan uit verskillende dele, oë en hande en voete en ore en neuse, almal wat 'n spesifieke plek het van die liggaam en almal wat verskillend is, maar tog deel is van die een liggaam van Jesus Christus. En dan gaan Paulus verder en hy skryf ook oor die feit dat elke een in hierdie liggaam verskillende gawes ontvang het. Is natuurlik die gawes van die Heilige Gees. En dan in 1 Korintiërs 12 vers 27, dan skryf Paulus hierdie woorde. Lees dit saam met my. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. En dan gaan hy verder om te skryf oor apostels en profete en leraars en dan praat hy weer verder van nog gawes van die Heilige Gees. Maar in hierdie vers kom Paulus en Paulus sê in die eerste plek vir my en jou dat ons is die liggaam van Jesus. Hier is 'n metafoor wat Paulus gebruik om ons daarom te herinner dat ons die voorbeeld van Jesus moet volg. Dat nadat Jesus opgevaar het hemel toe en die Heilige Gees oor ons uitgestort is, ons nou Jesus se hande en voete in hierdie wêreld is. Ons is die wat Jesus sigbaar moet uitleef, sodat ander wat Jesus nog nie ken nie, hom kan leer ken, deurdat hulle hom sien en hoor en beleef deur ons as sy liggaam. Die kerk is nie so net 'n gebou nie. Die kerk is ook nie net 'n groep mense wat bymekaar kom om so nou en dan saam 'n goeie preek te hoor of liedjies te sing tot eer van die Here nie. Die kerk is die liggaam van Jesus Christus. As Jesus dan in gedeeltes, soos die toneel waar hy die disippels se voete was, vir sy disippels sê, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek gedoen het, moet julle ook doen, verwys Jesus na ons as sy kerk. Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel, en soos hy gedoen het, moet ons nou doen, soos hy geleef het, moet ons leef, soos hy lief gehad het, moet ons lief hê. En Paulus herinner ons in hierdie woord aan daardie waarheid, dat ons is die liggaam van Jesus. En dan sê Paulus, aan elke een afsonderlik, is daar 'n taak gegee, wat ons moet doen. En hier kom Paulus, en Paulus sê, ons is deel van een liggaam. Maar dan sê Paulus ook, almal van ons is deel van die liggaam. Elke kind van die Here Jesus Christus is deel van Jesus se liggaam. Maar alhoewel ons een is ons elkeen ook uniek. Want God het elkeen van ons uniek geskape. Ons persoonlikhede verskil, ons talente verskil, ons gawes verskil. As God wou gehad het almal van ons moes dieselfde wees, het hy ons almal dieselfde gemaak. Maar daarom het God elkeen van ons uniek gemaak. En was daar nog nooit iemand presies soos jy nie? En sal daar ook nooit weer in die geskiedenis van die mensdom iemand soos jy wees nie? Want God het vir my en jou en elke mens wat hy geskape het, met 'n doel hierdie lewe gegee, omdat hy met elke een van ons afsonderlik 'n plan het, 'n doel het. Afsonderlik wys op ons uniekheid, op ons andersheid, op die feit dat elkeen van ons uniek geskape is. Dit beteken nie dat ons los as individue in hierdie wêreld op ons eie moet leef en stoei nie. Hierdie twee staan nie teenoor mekaar nie, maar is deel van dieselfde prentjie. Elkeen van ons afsonderlik, uniek, spesiaal, besonders.
maar as deel van een liggaam van Jesus Christus, sodat ons afsonderlik saam met ander kinders van die Here kan dien. Hoe doen ons dit? Nie uit ons eie uit nie. As kinders van die Here, as liggaam van Jesus Christus, om hierdie werk te kan doen waarvoor die Here ons geroep het, hoef ek en jy nie 'n CV in te handig nie. Want die bekwaamheid, die bevoegdheid kom nie van my en jou af nie. Ons bekwaamheid en ons bevoegdheid word in Jesus gevind en deur die Heilige Gees se werk in ons lewe. Dis die Heilige Gees wat ons bekwaam en bevoeg maak. En God doen dit deur die gawes van die Heilige Gees. So as Paulus sê, aan elkeen van ons is deel van die liggaam van Christus, elkeen van ons afsonderlik, en dan sê hy, aan elkeen van ons afsonderlik is daar 'n taak gegee om ons mee besig te hou. Elkeen van ons het 'n werkie om te doen as deel van hierdie liggaam van Jesus. Elkeen van ons het 'n rol om Jesus se hande en voete in hierdie wêreld te wees. En daardie rol word onder andere gevind in die gawes van die Heilige Gees in my en jou lewe. En tog weet ons so min van die Heilige Gees en die gawes van die Gees. En as wegspringplek is dit altyd goed dat as jy bietjie meer wil weet oor die gawes van die Gees, begin lees 1 Korintiërs 12 tot 1 Korintiërs 14. Dis 'n goeie wegspringplek vir die gawes oor die Gees. Paulus begin ook, dan sê Paulus, as dit kom by die gawes van die Gees, wil ek hê julle moet ingelig wees. En daarom het vanaand se huisgeloof Bybelstudie, gaan ons as 'n inleiding bietjie kyk na die verskillende gawes wat ons in die Bybel vind. En daar's verskriklik baie gawes van die Gees. En daarna sal julle sien, is daar in die uitdeelstuk individuele Bybelstudies oor elke een van hierdie gawes. En dit kan jy op jou eie tyd en die res van hierdie week dan ook in jou stilte tyd doen, ter voorbereiding van Sondag se diens, waar ons dan juis ook weer gaan hoor, dat ons is die liggaam van Jesus en dat God ons geroep het om Jesus se liggaam in hierdie wêreld te wees. Mag vanaand en die res van hierdie week se Bybelstudies oor die gawes van die Gees vir jou opnuut weer laat besef dat jy is belangrik vir die Here. Jy's met 'n rede hier. Jy's deel van die liggaam van Jesus Christus. Elkeen van ons afsonderlik en dan elkeen van ons is 'n taak gegee tot eer van die Here. Hoe eer ek die Here? Hoe verheerlik die Here? Nie net met woorde nie, maar deur my lewe. En wanneer ek hierdie roeping wat die Here oor my gegee het, uitleef tot sy eer en sy heerlikheid. Die CV is nie ons nie. Die CV is Jesus in, deur die krag van die Heilige Gees in ons lewe. Maar ek en jy kan vanaand weet, nie net aan elkeen van ons is 'n taak en 'n opdrag gegee nie. Aan elkeen van ons is gawes gegee, sodat ons hierdie taak en opdrag kan uitvoer. Maar nooit op ons eie, in isolasie nie. Want my verhouding met die Here Jesus Christus is 'n persoonlike ding, ja dit is. Maar soos wat ek groei in my verhouding met die Here, sal ek altyd ontdek dat die Here my roep om deel te wees van 'n groep gelowiges, van 'n geloofsfamilie, van 'n gemeenskap van gelowiges, die kerk van Jesus Christus. Seën vir julle Bybelstudie vanaand en vir die week se Bybelstudies oor die gawes van die Heilige Gees. En soos wat jy hierdie Bybelstudie doen, bid dat die Here deur sy Heilige Gees jou ook bewus sal maak van die gawes waardeur hy in jou lewe wil werk. Seën vir julle.